Ek dink dis beter om op diesel te wees as om op hierdie goed te wees, hoor. Kyk, dis nie my forte nie. Jy weet. Ek het nie eens 'n komputer nie, so Baie ek skryf nog alles met die boek, met die hand, nee. nee, maar ek kan vir jou een ding verseker, daar's niks daarmee verkeerd nie. Die ek in 19 nie, soos my kinders altyd gespot het, die sekere mense het altyd sê is 2000 nou toe die nuwe eeu aanbreek. Ja. Daai die ou wie se kantoor ek in 2000 ingetrek het. Hy het op daai stadium, toe het ons al lankal rekenaars, jy weet, en ons het al ons goed, dis oor die wêreld heen moet ons met die ander manne kontak hou. Toe daai man nie eens 'n plek waar ek 'n rekenaar kan inplug nie, toe moet ek dit daar laat insit in die kantoor. Maar dit is, maar daar is niks fout met hom gewees nie. Hy het sy goeie werk gedoen en al sulke goed, jy weet, daar is nie 'n probleem daarmee nie. Luister, eerstens baie geluk met daai boek van jou. Ek gaan dit vir my koop hier in die dae, want dit sal nogal ek dink dit kan nogal baie interessante leesstof wees, want ek sien jy dek jou hele pad van almal en alles wat dust op die trail gemaak het vir jou. Ja. Al die stof baie. Ja, nee, ek het Eil Gerber, jy ken vir Jan Gerber. Ja. Sy broer is Bokkie Gerber, sy pa was ook 'n Gerber. Hy was die redakteur van die rapport en so aan. Dis lang. Ek en Eil het saam rugby gespeel en hy het in die laaste tyd baie met my te doen gehad. Toe sê hy later aan man Beyers, daar's so baie stories. Ek sal dit skryf, maar dit vat al van voor COVID af het ons begin. So dis ons maar moeilik, jy weet. Hy doen navorsing en ek moet krap en my hele kantoor lê nog vol foto's en boeke en goeie. Dis eintlik dit was vir my interessant geweest om net om maar deur te gaan en dit te doen uiteindelik. Ja. Nee, maar jy weet, dis daai tipe van goed, as 'n ou dit nie een of ander tyd boekstaaf nie, weet, gaan dit verlore. En ek bedoel, jou pad, die roete wat jy geloop het, en ek en jy het mekaar die eerste keer in 'n Pieke versus Oude Molen wedstryd het ons mekaar raak geloop. Toe jy vir ou Gert so 'n bietjie getik het. En daarvan af is dit nou kanonkop toe en toe was in elk geval dis 'n lang pad en dit sal 'n baie interessante pad wees. Ek sien baie daarna om dit te lees. Ek wil net vir jou eerstens baie geluk sê ook met daai Grand Pinotage van julle wat julle loods. Ek sou vir jou sê ek is so opgewonde daaroor. Ek kan jou nie sê hoe dit is nie. Maar ek is baie bly. Want ek het toe gister die ander mense wat saam met by die loodskomitee vorm vir daai instituut wat ons vorm, is dat ons gaan ons eerste artikel wat ons gaan doen, gaan ons 'n vergelyking met julle in die First Groves maak. Jy weet, waar hulle allerhande goed, hulle het van self net gekies, maar hulle mag nie goed toedien nie. Ons ouens het op kwaliteit begin en ons mag toedien. Jy weet, in daai tipe, jy weet, goed toedien. So dit gaan 'n baie interessante ding wees, dink ek, aan die einde van die pad hier. Ons sal maar daar by Dr. Perold gaan haal of professor Perold gaan haal en dan iets daarvan maak, jy weet. So dit sal nogal baie interessant wees. Nee, beslis, weet jy, dit sal so interessant wees, want iemand het nou die dag weer met my, ou wat met Cabernet werk. Toe sê hy, maar hoe het julle uitgekom waar julle wil? Toe sê ek, moeite, en met 'n lang tyd, as jy 180 produsente het, om hulle almal te laat saamstem, oor wie die beste is, en jy kry dit, en ek sê, hy vra toe vir my, en die ander, toe sê ek, man, First Growths, hulle het sommer besluit, hulle 5, is die beste. Ten minste oor 'n klomp jare was dit toe almal het dit aanvaar, hulle is die beste. Dit sou goed wees as 'n ou navorsing doen soos jy sê oor Grand Cru's en al daai goed, jy weet. Maar ons is nou op 'n stadium met die First Growths dat 'n ou eintlik nie areas kan jy kan sê Stellenbosch het soveel First Growths en dan kan jy nou na die tweede fase gaan in die derde fase. Jy weet om Pinotage nog verder te vat in areas ook, jy weet. So ons het al baie beplanning om dit ingesit ook al, jy weet. So, maar ons sal kyk. Kyk, ek dink die ander groot voordeel wat julle in die Pinotage kant het, is dat julle deel al julle kennis in mekaar, né?
So ouens almal baat by hierdie Grand Pinotage, jy weet. So ek dink daar gaan ongelooflike goed uiteindelik, jy weet, op baie ander vlakke ook van dit uitkom, jy weet. So wat ek kan dink, daar moet 'n gestoei wees by baie ouens in hulle kellers om onder daai mense kan sê uitverkorene groep te land eendag, jy weet. En elektrolyse was nou nie heeltemal geslote nie, want julle gaan seker aan met daai toekennings en wat beste pinotages of weet watter reëlings julle ook al sou maak. Maar julle idee om die heel bestes uit te sonder en te beskerm, ek dink ek is 'n baie goeie idee. Jy weet, daar's vir my baie sy. Hy's aan die ek wil net gou hier vir ou sê, Jackie, wat sê man se naam, Dawie van die kerk, hy en sy dogter kom kuier, hulle het gesê hulle kom nou hier aan, hulle sê hulle hoop jy's op jou stukke. So ek is ongelukkig vas tot so 1 uur toe. So as ek los is, sal ek om hallo sê, anders is hulle by jou hoor. Okay, en jy moet vir daai rekening net reghou van gisteraand. Okay. Manne het lekker gekuier gisteraand. Ja, lekker. Die groep gehad daar kom gedraai maak het. Man, ek was weg nou lang tyd en ons van maandag tot woensdag toe moes ons nou die boek launch soort van gehou het. Nou ek weet nie hoe doen 'n ou boek launch of whatever nie, want ons nou nie met sulke goed. En toe moet ons so 'n klomp mense nooi en ek hier van Dinsdag af het ek begin kyk deur my sommer dan druk ek 'n knoppie en stuur gou 'n uitnodiging. Maar ons was so 85 mense by mekaar. Yes. En dit was 6 tot 8 man. Hier by 11 uur toe sit daar 'n span nog, jy weet. Ja, hulle dan die stof, daai 3 liter stofpaaie op 4 uitgedrink en seker 9 bottels van die eerste ry en van die Kriekbult, jy weet, so. Ja. So die man het vasgehad. Nee, dis mooi. Dis mooi. Dit getuig hom daarvan, daar was iets wat laag gehou het. En dit was nie net die geselskap nie. Natuurlijk. Ja. Maar eers om nou na hierdie studie van wat ons mee besig is daarna te begin. Kyk, ek het nou saam met 'n klomp Franse het ons gekyk na hulle kyk na die toepassing van hierdie blockchain tegnologie en dan hierdie NFT's. Jy weet wat hulle gebruik daar in Bordeaux en in Burgundy, maar ek dink in Bordeaux seker groter mate as in Burgundy om hulle wyn eksklusief te maak. Nou die vraag wat hulle vra is, hoe ver is ons in Suid-Afrika met NFT's en blockchain? Nou my gevoel wat ek tot hier toe gekry het is dat daai ding het nog nie vrees dat daar's min ouens wat al dat dit oorweeg het selfs, jy weet, NFT's, weet, want as gevolg van die koste daarvan. Maar wat is jou siening omtrent die gebruik van daai goed wat die Franse al so end mee weg is om dit in ons eie wynbedryf staan te maak? Ek persoonlik dink daar's baie min ouens by ons. Ek dink as ek kyk, dis nou voorplan om jou eie brand te soort van uniek te hou. Dis soos Kanonkop byvoorbeeld. Ek weet Kanonkop het 'n ding ingebou in hulle etikette in die swart, die black label van hulle wat hulle vir R3000 laat mense dit nie kan dupliseer nie. Of as dit gedupliseer word, laat hulle as hulle sien iemand verkoop 'n black label iewers in die wêreld, dan kan hulle die wyn aankoop of kry en dan kyk of dit die authenticity van dit reg is. Maar ek weet glad nie in Suid-Afrika van ouens wat hierdie blockchain en NFT wat dit gebruik nie. Ek dink nie ons is op so 'n punt dat ons al daar is nie. Nee. Maar kyk jou Savas, né? Jou 2 nommers op Savas. Ek dink min ouens in die wêreld besef dat ons daai stelsel het, jy weet, en ek weet nie wat jou ondervinding is nie, maar gee dit nie wat jou aanbetref, veral gegee die prysklas van ons wyne, is dit nie
voldoende beskerming wat mense kan sê oorsprong en wat sy ding weet waar ook die wind Cultivar, hom bevind. oorsprong Ja. cultivar en oesia. Dis eintlik Ja, wat hy beskerm, is oorsprong cultivar en maar ek die blockchain en daai ander tegniek is dit maar basies om oorsprong land te beskerm. Maar dan het ons met die Sabbat etiket het ons dit eintlik gedoen. Ja, ek dink die enigste ding wat bykom by die Sabbat wat dit aanbetref is dat die ouens los daai wyn gewoonlik by die estate by wie hulle dit koop in Frankryk, en daai ouens hou dit daar onder toestande wat heeltemal reg is vir daai wyn, want die idee wat ek begin kry al hoe meer is dat ouens koop wyn met 'n NFT as 'n belegging en nie om dit te gebruik nie. Met ander woorde, hy los hom vir 5 jaar daar en dan verkoop hy hom weer aan. Hy sê ek het 'n 5 jaar oud of weet hoeveel jare oud is dat wat hy hom nou by het, en dan verkoop hy hom en dan kan hy hom waarborg dat daai ding lê nog in die keller aan die ander kant. Nou die dag het Karina Gous van dinges vir gesê, ons het nie plek om nog te stoor nie, jy weet. Ons as die nuwe oes uitkom, dan moet ons skoon maak, jy weet. Nee, dis ek dink die groot probleem, maar Ja. ons het byvoorbeeld die wine cellar in Kaapstad, wat Ja. enige ou kan gaan wyn stoor, hulle het groot fasiliteite en hulle loop by 14 tot 16 grade Celsius en die stelsel werk so, as jy 'n bottel vanaand by die huis wil hê, dan kan jy hulle die vorige aand kontak en hulle laai dit af vir jou. Alles teen 'n koste. So daar is Ja, sulke ja. plekke, maar dis baie min kellers wat dit doen. Want hulle Ja. loop net uit spasie uit. Ek weet kan Ja. Monkop het op 'n stadium het ons van die futures begin hier in die 80s. Ja. En ons groot probleem was spasie later en Ja. administrasie. Jy moet Ja. absoluut 'n aparte administratiewe personeel hê. Van die ouens gaan dood. En Ja. dan het hy met kontant dit gekoop wat sy vrou nie maar gesien het of die kinders. Dan kom die Ja. kinders uit sy laai uit met so ou vervrommelde dinge aan en sê hulle, my pa het dit gekoop, werk dit nog? Dan lê sy Ja. wyn nog aan, jy weet. Ja. So ek dink administratief is dit 'n nagmerrie. Ook. Ja. Maar dis 'n goeie ding, Ja. want wyn is 'n goeie belegging. Ja. Nee, kyk, daar is ongetwyfeld, maar die ander ding net byers wat net by jou wil toets ook is dat as jy kyk na hoe daai proses werk, is daai veral die blockchain wat die rekord hou van wat in daai bottel is en al daai goed wat totaal encrypted is en so aan. Daar's so 'n bietjie van 'n teenstrydigheid, want kyk, julle probeer altyd 'n beeld van julle is in harmonie met die natuur om daai wyn te produseer. Nou as jy kyk na die hoeveelheid elektrisiteit wat blockchain tegnologie vra, is dit ongelooflik baie. Jy weet, dit is so, dis een van die kritiek of van die punte van kritiek juist daarteen sê maar, jy weet, julle het soveel elektrisiteit en julle verbruik soveel grondstowwe, so julle is nie besig met 'n sustainable soort van ding nie, jy weet. Want ek dink jy spesifiek as jy net vir ons dalk iets daar kan sê, jy is iemand wat daaraan glo, jy weet die natuur is seker die grootste faktor in amper in wyn maak, jy weet. Nee, absoluut. As jy byvoorbeeld sekere variëteite vat, jy vat byvoorbeeld pinotage. Die grootste invloed op pinotage as jy die terroir gedeelte vat, is die grond. Die grond speel seker 60-70% invloed op wat jy kry uiteindelik. En wat ons wil doen is ons wil so min as moontlik addisionele stowwe byvoeg om dit te verander. Jy weet, as ons een keer die pH reggemaak word en een keer sal ons miskien ietsie byvoeg, elke jaar as ons 6 ton kry, voeg ons 6 ton se waarde wat uit die grond uitgehaal is by per jaar. Okay. Maar verder gaan baie, ons probeer so min as moontlik en ons probeer
so organies as moontlik werk. En in die Ja, kelder ook. Ons byvoegings is omtrent niks. ja, So ons gebruik dan swaal. Want ja. jy weet, maar ek stem saam met jou daar, absoluut. Ja, dit is ja, jy weet dis my persepsie wat ek het van ons wyne in as 'n algemeen, jy weet ons probeer want ons verkoop dit op dis 'n baie sterk verkoopspunt ook raak dit al hoe meer, jy weet. En ek dink dit gaan ook al hoe meer in die toekoms belangriker word in jou bemarking want lyk my internasionaal is daar afname aan die vraag na wyn of die hoeveelheid mense wat wyn spesifiek drink. Wel ek dink gedeeltelik seker omdat daar meer opsies van alkohol aangebied word vir hulle, jy weet ciders en al hierdie gemengde goed en so aan. Maar as jy as ons kan staat maak op die wel ons doen dit in harmonie met die natuur, jy weet, op volhoubare wyse. Ek dink kan ons baie ver daarmee kom, jy weet. Ek dink dit gaan 'n baie belangrike verkoopoorweging of 'n oorweging wees wanneer mense wyn gaan koop. Daar's nog iets wat die afname in wyngebruik is beslis, so ek dink is gesondheidsredes en daar's so baie studies al selfs in van die fakulteite gedoen. Ek weet daar was 2 vroue professors wat so 'n tydjie terug is omtrent 6, 7, 8 jaar terug artikels uitgebring het oor wyn en gesondheid en ek moet weer gaan kyk, ek het in een van my toesprake hulle name genoem, want Tannie Meide Lenkwesing van Glenelly wat nou 100 jaar raak, die 17de Mei, druk my heeltyd, sy sê, kyk hoe gesond is ek, en ek het al op 4-jarige ouderdom 'n glasie wyn begin drink. Sy altyd gemeng met water of whatever. En eintlik moet ons studies doen oor dit, jy weet, ouens wat wyn drink, se gesondheid is beter as ander ouens of whatever. Maar die gesondheidsfaktor is 'n ding, maar ook die alkoholvlakke. Kyk, swaal het die ouens, ek dink ons moet navorsing doen oor in die wêreld, wat dryf ouens weg van wyn af? Is dit gesondheidsprobleme? Is dit swaal? Is dit lae alkohol? Is dit, jy weet, baie ouens gee swaal die probleem. Maar as jy rooiwyn drink, daar's histamien in dit, en sommige ouens is allergies vir histamien. En jy weet, al daai dinge, maar lae alkoholwyn, het ek nog nie gesien iemand kry dit reg om hom behoorlik te maak nie. So ek het nou my eksperimentele keldertjie en ek gaan probeer hierdie jaar. Ja. Om iets te maak teen 9% wat smaak soos 'n 14% alkohol pinotage. Ja. As jy dit reg kry. Ja. Maar jy weet, wat ek nou gedink het al, dat daar's, en ek was aan my eie kellertjie wat die kinders nou vir my reg gemaak het, hierso wat ek kan speel. Ek het vir jaar 60% pinotage en 40% Chenin Blanc gemeng en saamgemaak. En die wyn is sag en rond met dieselfde kleur as 'n normale pinotage. Maar want al die kleur en die geur is was in die dop. Ek het gedink as nou 26, 27 balling pars. En jy haal die binnekant uit wat vir jou die alkohol gee. En jy hou net die doppe en ek vat dan die binnekant van 'n pinotage wat sê 11% is. Ek gebruik daai binnekant, ek haal al die skilletjies af. Dis 'n helse eksperiment wees. Maar ek haal hom almal uit. En ek gebruik dan daai dop wat die kleur en die geur gee van die wyn in daai lae alkohol sap. Om te kyk of jy nie iets kry wat, maar alkohol dra natuurlik ook by tot die mondgevoel. So dan moet jy iets probeer kry wat daai mondgevoel, en ek wil nie suiker gebruik nie, want baie mense om dit weg te vat gebruik hulle suiker. En dan maak jy die wyn weer ongesond, jy weet. Ja. Maar 'n studie oor hoekom die afname. Jy weet, is dit alkohol, is dit swaal, wat is dit wat mense afsit van wyn gebruik? Sal baie goed wees, jy weet.
Nee, absoluut. Jy weet, ek onthou my jongste boetie was 'n mediese dokter en hy was vreeslik in wyn en goed ook in, want hy het 'n winoteek onder andere op Piketberg begin wat toe later na sy dood doodgeloop het. En hy het altyd gesê hierdie lae alkoholgoed is net blaasdeflators en is eintlik 'n mors van tyd. Hy is absoluut reg. Ek stem saam met hom. Ja. Okay, Beyers, sê vir my, julle wat is jou as jy nou jou beeld, jou image van Beyerskloof wil bevorder, wat dink jy is die belangrikste ding wat julle moet doen? Of wat is die belangrikste ding wat jy wel doen? Kyk, op die stadium is bly dit kwaliteit. Ja, Ek dink nie jy gaan 'n plaas op 'n map sit of enige produk sonder kwaliteit. ja, En kwaliteit is 'n reuse woord, want as dit by kwaliteit kom, ja, dan praat jy van die grond af reg deur om jou praktyke in die wingerd te verbeter. Kyk, ons Ja. was lank eintlik het ons die wingerd, dis maar die wingerd maak die wyn, maar ons het nie eintlik aandag aan die wingerd gegee nie. ja, Of ja, aan die ouens wat in die wingerd werk nie. So eintlik moet 'n ou as jy wil sê, moet jy wingerdwerk seksie maak. As Ja. jy net gaan kyk na die studies en die fyn tegnieke van manipulasie in 'n wingerd en wat 'n verskille dit maak aan kleur en geur en goed, Ja. dink ek ja, ons gebruik dit te min in die bemarkingswaarde van ons uitproduk. ja, So kwaliteit dink ek is nommer 1, maar saam met kwaliteit gaan dit gaan eintlik oor kwaliteit oor 'n tyd. ja, Kyk, Beyerskloof is nou ook al 36, 37 jaar oud tyd vlieg. en ou kan dit nie glo nie. En ek het met die intreevlak wyn begin wat ek net in Stellenbosch aangekoop het, maar dit was goeie kwaliteit pinotage. En Ja. die mense het gewoond geraak aan en die ouens koop nog daai R100 'n bottel en hulle sweer daarby dat dit die beste kwaliteit is. Ja, Alhoewel die diesels en daai goed is ver bo dit. En ek Ja. sal sê kwaliteit en alles wat saam met kwaliteit gaan. As ja, jy jou baadjie wil verander, ja, dan moet jy, as ek die R100 na R120 wil gaan, weet jy, dan moet ek my verpakking verander. Dis nie te sê ek hoef my kwaliteit te verander, maar ek Ja. moet my verpakking, my beeld dan verander. So, Okay. hoe verander jy 'n plaas wat 5 jaar oud is se beeld? ja, Jy kan eintlik nie. nee, Hy moet 'n tydperk, soos Kanonkop is al jare daar. Simonsig Ja. is al jare daar. Kaapsig is al jare daar. Jy weet, maar nou kan 'n ou ander name vat en dan sê 'n ou Idiom byvoorbeeld is nou 10, 15 jaar oud. Hulle is al bekend, maar dan vat jy ander plasies ja, en dan sê jy maar jy weet, hulle het uitstekende kwaliteit, hulle het uitstekende wyn, maar dit gaan oor 'n tydperk. Jy weet, ook goeie navors. Ek glo, Ja. ook goeie Ja. navors. Sal Ja. dit wees om so iets te doen. ja. Jy weet, Beyers net op daai punt, jy weet, kyk, daar soos baie mense in met gewone produkte, kom ons vat nou seeptandepasta en daai goed, gebruik die ouens dan natuurlik uit die hart van die saak, hulle bom 'n bietjie, hulle as hulle iets nuuts kry, soos byvoorbeeld fluoried in tandepasta destyds, dan word daai ding nou aan elke geleentheid wat hulle kry, word hy in 'n advertensie gebruik, word in 'n promosie gebruik en so aan. Nou, my gevoel is altyd as jy ouens wil blootstel aan jou wyn, né? Dan moet jy eintlik na hulle toe gaan, né? Dit is so, jy moet daai ouens sê, okay, hier's my wyn. Nou, dit is net so dat 'n ou wat begin, het nie genoeg wyn om eintlik al daai wynproewe en daai goed aan te bied wat nodig is nie. Al is sy wyn ook al redelik goed, jy weet. Want daar's almal 'n groot deel van 'n ou se wyn. Ek onthou destyds met die kaasfees, het iemand vir my gesê, jou heel beste kaasmakers kom nie hierna toe nie, want op daai dag eet mense meer as wat daai ou in 'n jaar produseer. Jy weet, net daai stukkies. Dis 'n duur besigheid, né? Dis 'n duur besigheid om 'n
om dit gevestig te kry. Om 'n brand te bou of net 'n SKU, SKU, net om een te bou is, maar die teendeel is ook, jy's heeltemal reg, jy weet, die assosiasie van wat ek gestig het in 95, Ja, het gestaan op 'n paar pilare. Die eerste een is natuurlik eksperimentering. Nou eksperimentering aan alle vlakke is ja, dissemination of knowledge. Ons het baie keer ja, dat die universiteite doen eksperimente, maar hulle gee dit nie oor grondvlak toe dat die ouens dit kan doen nie. Jy weet, die ouens het dit nou klaar gedoen, maar ja, niemand weet daarvan nie. So ja, dit het ons besluit moet uitwees. As ou soos Eben Archer gesê het, as jy die blare breek op net voor ertjiekorrel stadium, dan het die korrel 'n meganisme ontwikkel teen sonbrand, en daai meganisme gee vir jou 20% meer kleur en geur. En dis tipe van goed wat ouens, wat hy vir ons in 'n hele opsomming voor sy dood gedoen het. Ek het hierdie boek gegaan en dadelik is daar 3 goed wat ek nie van geweet het nie. Maar sou hy dit nie vir ons geskryf het nie, sou dit nou nog in 'n kas by die universiteit gelê. ja, Ons het besluit, dis uit. Die jong ouetjies moet presies weet wat 'n foute ons gemaak het, en hulle moet die nuutste tegnologie op hulle tafel kry of in die keller. ja, Maar die uiteinde van die volgende ding is, soos jy nou tereg gesê het, ja, is bemarking. En Ja. ons het besluit, wat gaan die beste wees? En toe het ons met die kompetisies begin. ja, En ons was by wynskoue, soos ons was nou weer by Kenton on Sea, en ons het net oral is daar pinotage. Die ou loop daar in, hy weet, hier's 10 ouens wat pinotage het, maar ons het oor hoofs, het ons pinotage bemark. Ons bemark pinotage, waar ons gaan. Jy kry kans om jou eie produk te bemark. Maar die oorhoofse ding is, as jy die top 10 pinotage kies, jy weet nie altyd hoeveel het gewen nie, maar jy weet ten minste is 'n pinotage kompetisie. En ek dink dis wat moet wyn in Suid-Afrika kort. Jy weet, Wines of South Africa, hulle galkies staan in die wingerd en moet 'n glasie wyn in Italië in plaas dat hulle bemarking van Suid-Afrika doen. Jy weet, jy kan nie die hele personeel, een sit op kantoor en die ander 70 drink oor see nie. Ek het 'n broertjie dood daaraan. En ons is eintlik in daai opsig, is ons eintlik baie arm. Suid-Afrika het nog nooit as 'n groepering saam beklei vir SA wyne nie. Jy weet, En dis baie belangrik. Jy weet, as jy die naam Woza gebruik, dan begin my nekhare sommer rys. Nee, maar ek sê vir dit is nou werklik, want ek het destyds ook toe ek daai hierdie instituut wat ons nou gaan, wat nou gestig word, wat ek toe wou gestig het ek daar gesels, ek toe was daar nog so 'n dame met so 'n rooi kop daar. Weet jy, in die manier wat sy my behandel het, sal ek nooit vergeet nie. Ek was soos 'n stuk stront wat eintlik daar ingedra is, jy weet. En sy het gesê, ja, jy weet, hulle sorg dat hulle lê eintlik net oor see. Hulle doen niks vir ons wyne nie. Want ek dink 'n ander ding wat op die oomblik dis nou net 'n stelling wat ek wil maak, maar ek kry so 'n halwe gevoel dat daar 'n soort van 'n patriotisme besig is om te ontwaak in die algemeen onder die publiek. En hulle kyk na wat is 'n Suid-Afrikaanse ding wat ek kan eerder ondersteun voor ek na ander goed gaan, terwyl hierdie wêreld nou almal in tariewe beklei en daai tipe van goed. Ek weet nie of jy 'n opinie daaroor het nie. Beslis, ek dink ons mense in Suid-Afrika gaan nou opstaan vir pinotage. Weet jy, ek was gister by 'n bekendstelling by Merendal. Hy het 'n nuwe eienaar, dink ek, aangename ou, en hoe hy hulle het 'n kellertjie gebou vir hulle heritage pinotage. En daar was nou Woza mense ook, ek weet nie hoekom hulle daar was nie, want hulle moet wyn bemark, hulle moenie gaan drink op plekke nie, maar dis nou, ek is nes jy oor dit. Maar in elk geval, toe hierdie ouetjie begin praat, hy is 29, toe raak hy aan die huil. Toe raak hy aan die huil oor hierdie
projek van 5, die stokke is in 55 geplant en is 70 jaar oud. Ek dink by myself, maar is oud. Dan dink ek is ook in 55 geplant, soos ons almal raak ouer. Ja. Maar en die eienaar, hulle is so emosioneel oor hierdie kellertjie wat hulle gebou het en hierdie wyn wat hulle teen 13% alkohol maak, wat sag en rond is. Hulle is so passievol daaroor. Maar so begin jy al meer Suid-Afrikaners skryf wat passievol is oor ons eie produk. Maar Wines of South Africa het ons nog nooit nou 'n bietjie wat Winpro in beheer is en die ouetjie wat in charge is van Winpro. Hy gooi al meer in en sê mense, dis ons eie produk. Julle moet dit meer bemark, jy weet, maar in elk geval, ek stem saam met jou. Ek dink die feit hulle begin, die Suid-Afrikaanse publiek en almal begin agterkom, ons het verskriklike goeie wyne in Suid-Afrika, ons hoef nie oor see te gaan. Maar Amerika, interessant. Absoluut. Amerika het nou al 'n toer gedoen deur Afrika. En hulle het nou in Suid-Afrika begin om markte te begin soek. Nou jy weet, as hulle nou hiernatoe kom, moet jy weet, hulle begin nou swaar kry in hulle eie land. Maar Afrika is eintlik, Afrika is soos, ek het gister met 'n ou gesit, ons wil nou probeer om die Pinotage Assosiasie om 'n ding te skep in die suide van Afrika. Laat as ons 10 ouens kry wat kan saam toer, laat hulle gaan en laat ons dan promosie in Afrika gaan doen met die Suid-Afrikaanse produk. Jy weet dat ons begin maak, want dis ons naaste mark en daai markte is nie net ontleikend nie. Die ouens koop al en hulle stel in Suid-Afrika belang. So ons moet dit nooit mis nie. Ek het nog nooit in Amerika goed gedoen nie. So en ons is 85% Suid-Afrikaans en ek wil so bly en die res moet Afrika wees. Ja. Kyk, ek dink wat die Amerikaanse mark aanbetref is, daar's die ouens baie beslis, want ek het nou 'n baie goeie vriend vir my wat hy's 'n ongelooflike wynkenner. Hy gee in champagne in Frankryk klas oor champagne, jy weet. Nou hy's van Franse herkoms, hy bly daar op die oomblik in Mississippi, maar hy kom van Louisiana af, Barry Babin. Hy's ook een van die top 3 ouens in marknavorsing in die wêreld, briljante ou. Maar sy hele uitgangspunt is, hulle koop eerder enige Amerikaanse vervaardigde produk of Amerikaanse wyn, voordat hulle enigiets anders koop. Hy self is byvoorbeeld, maar by elke ete wat jy by hom het, begin hy met Franse champagne, jy weet, want hy's mal oor. En dan, maar die volgende wat ek, is Amerikaanse wyn. Is 'n Zinfandel, of is 'n Chenin, jy weet, of wat ook al. Maar hy sê, ons wyne is seker van die mees underrated wyne in die wêreld. Hy sê, ons wyn wat ons in Suid-Afrika, ons weet nie waarop ons sit nie. Hy sê, hy was al 'n paar keer hier gewees, jy het hom heel waarskynlik ontmoet in 2019, hy het jy seker dit so korterige ouetjie, maar hy's mal oor ons wyn, hy kan nie uitgepraat raak daaroor nie. Nou jy weet, maar hy sê ook, jy weet, hulle het 'n baie soort van, die woord wat ek net gebruik het, patriotisme teenoor hulle eie wyn, jy weet. So, dit is maar van daai goed wat gebeur. En ons dink ek vat nou 'n pel van my ou Piet Swart, jy ken hom seker baie goed ook. Ja, ek ken Piet, Piet Swart, moet jy eintlik sy ander naam wat jy moet gee is Pinotage, want as jy vir Piet Swart nie gesels wil hê, vir hom en vir Turtle, ding is, daai vooruit, dis net Pinotage. Hulle drink nie iets anders nie, jy weet, en klaar. En hulle is natuurlik van jou grootste fans, ne. Hy sê hy het een keer 'n helse lak geslaan, hulle het 'n klomp van daai diesel gekoop. Hy sê toe was dit nog R800 'n bottel. Ek sê ja, julle het goed gedoen, want ek sien hy loop na die by 1300 daar by Makro, jy weet. So, ek is baie bly vir jou part daaroor, want dit is juist een van die punte wat ek wil gebruik, as ons daai ding skryf, is dat as jy, kom ons sê, ons goeie wyn begin hier by R200, né? Met ander woorde, jou
diesel is al klaar 6 tot 7 maal wat jou deursnee goeie wyn is. En dis 'n aanduiding van die verskil wat mense bereid is om te betaal vir daai, noem dit, Suid-Afrikaanse first groves. Jy weet, dis eintlik baie eenvoudig daai ding, jy weet, want die eindding bly wat is die ou bereid om in sy sak uit te haal. En ek dink hoe meer ouens van hierdie Grand Pinotage bewus word, daai ding gaan vlieg. Beiers, ek twyfel nie 'n oomblik nie. Weet jy, Nick, ek sit nou net wat jy sê is, ek het nou net van Caprio. Caprio is ouens wat van oorsee af, hulle het 'n warehouse daar, dan koop hulle ons wyn in, en as 'n ou hiernatoe kom, dan koop hy, maar Caprio lewer af. Baie goeie, en hulle groei verskriklik. En hulle groei op Pinotage ook verskriklik. Hulle het nou vir ons aangebied, daar voor Prouwyn het hulle 'n groot skou gehou, en ons het 3 proe geleenthede verniet by hulle gekry. En ek het hier nou 'n brief van die ouens wat hierdie Grand Pinotage wil koop. Hulle wil net 1 of 2 tegniese punte uitklaar oor hoe hulle dat kry, en weet jy wat alles is. So, een van die dae gaan ons kom dat daai 500 kussies, dis net 500, dat binne 'n maand of 2 uitverkoop is. En dan gaan die mense begin beklei daarvoor, jy weet. En dit is so met diesel, met die diesels en goed is dit 2-3 maande, dan is dit weg. Met Kanonkoop se swart etiket wat hulle het vir die ou blok, die eerste blok, dis ook 'n 3 maande ding, en daai wyn kos R3000 'n bottel nou. So Pinotage is nou tweede na blends. Maar ons het ook groot foute gemaak, jy weet. As jy dink Stellenbosch is eintlik Cabernet. Nou wil jy vir my sê dat as jy stap 'n bietjie deur die rakke, dan gaan kyk jy hoeveel Cabernet is daar onder R200 op die rak. 150, 175. Hulle moes lankal begin het om te sê Cabernet is ek sê elke dag van, manne, as julle dan sê julle Cabernet is so goed, hoekom verkoop julle teen niks nie? Nie vir sê Stellenbosch is die beste, en dan kry jy een vir R125. Maar dan moet jy hom nie Cabernet noem nie. Dan moet ons op 'n punt kom, dat hy in 'n Stellenbosch bottel is, en dan verkoop jy hom bo R500. Dis nie 'n trefvlak. Ons het nou begin met een, en toe die kinders kom, toe sê hulle gaan 350, 400, sê ek, wag. Kyk, ons Pinotage het ons op R10 begin. Ons is nou by R100 na 30 jaar. So, as jy sê jou Cabernet is die beste, sit hom teen 'n prys in die mark. As dit Stellenbosch Cabernet is. En dan gaan jy baie gouer kom by 'n punt wat jy dit teen wil verkoop. Gelukkig daai eerste Cabernet was al insit, en toe by die John Platter boekie, toe wen hy teen al die ander Cabernet, hy is die kategorie wenner. En toe het ek nogal gesmaal vir die manne wat my gesê het, maar hoekom sit jy 'n Cabernet in die mark? Toe sê ek sit dit. Julle kla altyd ons ou mense moet uit die bedryf uitgaan, en jy's net so oud soos ek. Dis my seun wat dit ingesit het, gaan raas met hom. Hy's 40 jaar oud, so hy's nie 70, jy weet, so. Maar ons het 'n groot beklei oor prysvlak. Ek sê nie, jy moet vir die laagpryswyne opstoot nou. Jy kan nie 'n wyn wat nie in die hout was nie, wat nie 4, 5, 6 ton is, wat jy mooi na gekyk het, sommer bo R500. Maar jy kan hom, jy moet hom dan net droë rooi noem. Jy moet eintlik 'n cultivar koppel aan hom, en dan moet die cultivar goed, moet dan 'n prys, jy weet, wees. Ek dink wat jy nou sê is absoluut so reg. Jy weet, want die assosiasie tussen prys en kwaliteit, of ons nou wil weet of nie, dit gaan nooit weggaan nie. Nooit gaan dit weggaan nie. En ek dink wat gaan gebeur, die oomblik is, as julle daai internasionale markte met daai Grand Pinotage, wat dit lyk vir my of julle so half of die punt is, wat gaan gebeur is dat die skaarsheidwaarde, wat dan ook 'n baie groot rol gaan speel,
in wat jy kan vra vir jou wat jou prys kan vra, gaan dan inskop. En dit gaan maak dat ons in elk geval hier amper nie van daai goed sal kan bekostig nie, maar dit maak nie saak nie, want ons het nog steeds, jy voorsien nog heelwat ander wyne ook, maar jy is heeltemal reg. Ek dink die fout wat baie ouens maak, hulle noem 'n ding op die kultivar en dan verkoop hulle hom laag. Dis die manier, die enigste manier, verseker manier om 'n kultivar skade aan te doen wat my aanbetref. Jy weet, Dis jy is 100% reg. Pinotage se groot swakheid was gewees toe hulle hom verkoop het vir next to nothing. Hulle het hom wit gemaak, hulle het hom in versnitte gebruik en hulle het hom, hy was lae prys en dan sê die ouens lae kwaliteit. En ek in daai tyd het hulle nie goed in 5000 liter ou vate wat 100 jaar oud is gelos. As hy ingaan, is hy mooi, as hy uitkom, dan is hy geoksideerd, hy's vlugtig, hy bly die medisinale geure. En ek het gesê in die 80s, kan nie glo dat hierdie bly die ding daar so uitkom. Hierdie ouens, dis 'n drinkwyn, dis 'n niks variëteit nie, en soos jy sê is, 'n ou behoort eintlik navorsing oor prys te doen. Ek weet Jonathan, wat is hy van Stein. Jonathan het op 'n stadium, ja, jy ken vir Jonathan. Ek weet Jonathan navorsing gedoen oor variëteite, oor so bemarkingsnavorsing. Toe kom hy uit met sy data. Hy sê al een wat hy kon sien is werklik was as jy Stellenbosch op die etiket het, as jy Pinotage op die etiket het en as jy ou borstokke op die etiket het, daai drie in kombinasie, dan kan jy by R390 'n bottel begin. Dis so 10 jaar terug. Toe sê ek, Jonathan, het jy nie die ding gekook nie? Hy sê, nee man, niks nie. Dis uit navorsing wat ons in Suid-Afrika gedoen het in die publiek. Wat sal hulle betaal vir wat? En daai drie goed het uitgekom. En dis goed om te weet, jy weet, maar ou behoort dit oor alle cultivars te doen, alle, jy weet, en te kyk. Absoluut. Jy weet, nee, dit is so, jy weet, ons is eintlik baie bederf in hierdie land. Ek het vir ouens, jy weet, as jy kyk die spronge wat wynpryse gemaak het die afgelope kom ons sê so 6-7 jaar. En dan sê ons, ja, dit begin nou 'n bietjie duurder word. Ek sê, maar jy weet, as jy kyk na die koste, as jy kyk na ouens praat van tussen 30 en 40 rand vir die bottel sonder die wyn, is net sy insetkoste. Ek dink anders R100 vir 'n bottel wyn is mos dan nie baie nie. Met ander woorde, jy kry 750 ml wyn vir R60 eintlik. Dis weet as jy dit na jou somme, as jy jou koste daarvan aftrek. Ja, nou, weet jy, ek sê altyd, ek sê dan vir die ouens, ek sê, weet jy hoe ver moes hulle gegaan het? Hulle moes daai goed water gee, hulle moes hulle kosse gee, hulle moes dit geoes het, hulle moes dit gepars het, hulle moes dit opgepas het, dat hulle teen die regte temperature gis en al daai goed. Ek sê, en jy wil my vertel, dis net R60 'n bottel werd. Ek sê, nee man. Nee, het kost nou al R70.000 'n hektaar, net om 'n hektaar te boer. So jy het 'n groot uitgawe in die insetkoste ook nie. Wat ouens vergeet van. Jy het seker 3 jaar tyd voordat jy die eerste druiwe kan oes ook, jy weet. Daai tipe van veral in Stellenbosch. Ja. In Stellenbosch is ons koue gronde, so hy sukkel maar. Ja. Maar ek dink daar is soveel goed om oor navorsing te doen. Ja. Oor Suid-Afrikaanse wyn wat dit kan verbeter. Dat ek dink wat julle gaan doen gaan uitstekend wees vir die bedryf. Kyk Beyers, ek gaan nou die gun 'n bietjie jump. Ek gaan vir jou sê wat ons gaan doen. Ons gaan vir die instituut gaan ons 'n governing board ook hê. En daar soek ons ouens uit die bedryf uit. En my eerste keuse daar is jy. Ek sê jou bitter graag daar wil hê, want jy sien, dit is om vir ons rigting te gee oor wat is die vraagstukke waarna ons moet kyk. Want
ons ding is eerstens wat ons daar wil, ons wil navorsing, wêreldklas navorsing doen, maar dit moet nie in akademiese boeke verdinge. Daai goed moet van wat ons doen, moet praktyk toe gaan. Maak nie saak wat dit is nie. Ons gaan die ouens by wiskunde ook aan boord kry. Jy weet, met hulle tegniese kennis en goed. Jy weet, daar is altyd so 'n bietjie 'n wrying tussen ons en hulle, maar dit maak nie saak nie. Ons is op al hulle PhD's is ons medestudieleerders, jy weet, want die oomblik hulle kan hom daar in die lab kan hulle allerhande goed regkry, maar dan vra ons vir hulle, hoe kry hom by die mark? En dan het hulle ons nodig, jy weet, en so gaan dit maar aan. Maar ek dink nie dis 'n ding wat oor tyd gaan weggaan en dan waar ons gaan saamwerk. So ek noem dit maar net vir jou, dit gaan so werk. Ons uitgangspunt is dit moet toepaslik gewees vir eerstens vir ons omstandighede. Jy weet, die uitsette wat ons daar wil doen. En ek is baie opgewonde daaroor, jy weet, want daar's 'n klomp baie bekwame mense, jy weet, wat gaan daai pool van kundigheid wat in Suid-Afrika is groot nog. Ons kan baie baat daarby. Okay, ja, die ander ding, wat doen julle om julle kliënte se betrokkenheid en lojaliteit te bevorder? By Beierskloof spesifiek. Dis nogal iets wat baie interessant is. Dis 'n interessante konsep. Want as jy, ek dink daar kan jy iets kry wat 'n soort van amper homogeen is. Tussen Simonsig, Beierskloof, Kanonkop. Wat die ouens maar meestal doen op die stadium, hulle het 'n soort van goue kliënt. 'n Ou kom in, as hy 'n sekere bedrag koop, dan kry jy sekere voordele. So met ander woorde, as jy meer as R2000 of 5 of R10,000 'n jaar verkoop, dan kry jy 'n voordeel, dan raak jy deel van 'n spesiale klub. En daai klub jy kry onmiddellik 10 of 20% afslag op jou produk. Dit wat ons kan bekostig van ons kant af. As jy plaas toe kom, kry jy verniet wynproe. As jy en ek kan aangaan met daai goed, jy weet, jy's absoluut 'n gewaardeerde kliënt. En ek dink dis een van die uitsonderlike goed. En jare terug, dink ek die grootste bate van Beierskloof was enige student kon hy oprok en hy kon drink. Jy weet, hy kon proe tot hy lê eintlik. En ons het ook nou daai, ek het nou 'n tannie wat hier oorgevat het, want sy streng, ek is eintlik bang vir haar. So, en ek is nie so mal oor dit nie, maar jy moet 'n mate van 'n beheer ook hê, jy weet. Ons het ook nou klas 1 proe, klas 2, klas 3 proe tipe van ding, en jy betaal daarvoor. Maar ek dink, die groot verskil is, hoe voel jy as jy na daai plaas toe kom? Het jy mense wat behoorlik opgelei is, wat jy ontvang, of is dit nou maar 'n Nors vrou, of 'n Nors man wat daar agter die tafel staan, hy gee nie 'n moer om of haar ou in die proelokaal is nie, hy hang maar hier teen die kant. Jy weet, ek dink, daai opleiding is absoluut van waarde vir die bedryf. Ons het soveel openinge nie, om mense op te lei in bemarking, in fisiese bemarking. Hoe praat jy met 'n kliënt? Jy sê nie vir hom, wat maak jy nou, of so die. Ek het 2 manne wat hier werk, 3. Jy kry nie beter nie. As ons hulle kan kloon vir elke plaas. My grootste probleem is mense wat in my kantoor inkom en sê, daai Jacques van jou. Sê ek, wat van Jacques? Ek sê, ek weet hy's uitstekend. Nee, sê hulle, nee. Hy het 'n klomp wyn. Ek het 1 botteltjie kom koop, ek het met 10 kuste uitgestel. Ek sê, maar dis jou probleem. Jy moet weet, hy werk vir kommissie. Dan sê ek, het jy 'n probleem? Hy sê, nee, dit was 'n helse experience geweest. As ons dit vir die bedryf kan deurkry, dat jou personeel, en dit kry hulle in Amerika nogal reg, nee. Dis waar Amerika vir my 10 jaar, 20 jaar terug, ek maak 'n afspraak, ek kom maar aan, die wynmaker is nie daar nie, almal weet ek gaan daar aankom.
Ek Ja, uitgestap het, dat daai ou my 'n 2 uur toer deur die kelder gegee, hy het my en die mense trek eintlik die mense met een of twee voordele. Ja, ek kan daar gaan kuier, want ek voel ja, welkom. Ek gaan kuier daar. Weet jy wat ja, gebeur toe? Ek het daar aangekom, toe sê Jacques vir my, ons pars, wil jy nie gou kom kyk? Hoe lyk dit? Dit vat hom 'n kwartier. Die ou kom ja, terug en sê, "Jesus, ek het nog nooit gesien hoe maak ek wyn nie." Jy weet die ander ja, ding is, as jy een bly vaatjie in die kelder het, al syp jy hom leeg en jy vat 'n ou en jy trek uit die vaatjie uit te gee vir hom laat die hom wyn. proe. Ja, Die man sal vir ewig dat onthou. Soos klein goedjies wat ek en jy sal dink is simpel, maar dis nie nee, simpel nie. nee, Dis groot en dit gaan jou nie doodmaak in geld nie. ja. Die ou gaan altyd sê, die experience wat ek daar gehad het was fenomenaal. So dit gaan oor mense. Ja, absoluut. Weet dit mense en ons kyk my veld wat ek die afgelope 30 jaar oor baie gepubliseer het, so en dit is customer experience. Jy weet, en dit is veral die goed, dis die nie tasbare goed. Met ander woorde, dis die ou se body language, jy weet. En goed wat die ongesproke goed is uit. Ek het nou Amerika, ek het nou nie die toegang wat jy het nie, maar nou gaan ek op wyntoere, nou gaan ek Sonoma of Napa toe, weet, as 'n deel van 'n groep ouens. Nou spesifiek sit ek nou in kyk, hoe doen hulle dit, jy weet? En wat jy nou gesê het is so, hulle vat daai ding van vooraf reg deur die kelder, maar dan wat hulle verskillend doen van ons ouens, nou praat ek van daai tyd, ek het nou lanklaas gaan wyn proe weer. Ek ook. Is dan vat hulle die ouens, weet, en dan doen hulle 'n seilstok met hulle oor hulle eie goed. En ek het nie by een plek gesien dat daai bus wegry sonder 'n boer se klomp wyn nie. Maar jy's reg. Hulle sê nie net 'n proe gee en dan los. Nee. Kyk, ek is eintlik, as jy by my kom proe ook en as die ou vir my vra wat kos die bottel, sê ek nie, ek weet nie, jy moet maar met Jacques hulle gaan praat. Ja. Ek kan dit oorgee, maar jy's absoluut reg. Daai ouens doen daai fantastiese ding. Dan sê hy, kom ons begin nou by die eerste wyn, hy kos soveel. Kom ons begin nou by die tweede wyn, hy kos soveel. Ek gaan met hierdie bloody Jacques, hy wil nie, kyk, hy instaan het 8 na my toe gekom, toe sê hy, oom, ek wil vir oom werk, ek wil wyn verkoop, ek sê man, gemaak matriek, dan kom jy terug. Toe kom hy terug, dis al wat hy wou doen. Nou sê ek vir hom, Jacques, ek kan nie wyn verkoop soos jy nie. As ek gaan vir 'n wynveiling of 'n praatjie, dan gaan jy saam. Hy het 1 keer saam gegaan. Nou, ons het 'n moeë klop wyn verkoop. Nou sê ek vir hom, wat het jy gedoen? Toe ek klaar met my praatjie is, soos hy klaar by elke tafel gewees. Hy sê nee, dit was in Caledon. Hy sê nee, ek het vir die mense gesê, dink julle ons kom verniet dit? Dis sy eerste openingsvoorstelling aan die tafel gewees. Dink julle die kar ry verniet dit? Hy het petrol, dis Beier se tyd, dis my tyd. Hy sê, hier's die punt, hierso, koop, laat ek sien julle koop. Ons het nie as 'n klomp die mense verstaan ook die beginsel. Ons Suid-Afrikaners is bang om daai beginsel oor te dra. Jy sê nou iets wat ek verlede week presies vir iemand anders gesê het. Ek het gesê, teen die tyd wat die ou aan die einde kom van 'n wynproe of so iets, dan voel hy 'n verpligting om iets te koop. Net om sy kant, om erkenning te gee en om vir die ou te wys, ek waardeer hierdie goed. Hy gaan nie daar weg sonder om dit te doen nie. En ek sê altyd, as daai ambiance en al daai goed in plek is, ja, maar dan gaan 'n man se beurs vandag oop hoor. Absoluut. En dis, 'n ou moet dit oorgee aan die bedryf, die nuwe ou wat begin, moet jy dit oorgee. En daar's 'n punt wat jy dit nie kan, wat jy nie kan oorgaan nie. Ja. Ek praat nou die dag met 'n ou wat sy plek net begin het. Nou het ek hom voorgestel aan mense in Johannesburg. Hy het nou al die laaste jaar 3 keer na die ouens toe gegaan. Ek sê, hoorie, jy kan dit nie doen nie. Kom ek vertel jou nou. As jy 1 keer 'n jaar aan daai ou verkoop, dan koop hy 5 of 6 kiste by jou. Maar jy kan nie elke maand na hom toe gaan en sê, hoorie, ek het nou nog oor van dit, koop nog, want hy klaar sy 5 verkoop.
jy moet daai goed ook monitor. Daar's 'n fyn Monitor, ja. lyn, maar 'n ou Ja. kan dit vir die ouens leer, jy weet. Ek dink verkoopspersoneel, bemarkingspersoneel, ons Ja. moet nog soveel in hulle insit, jy weet nie. Ja, maar ek kan vir jou gerusstel daaroor, dit is een van die goed wat ons gaan doen as deel van ons sosiale verantwoordelikheid, as jy dit sou kan noem, by Ja. die navorsing ook, is dat ons gaan na ouens toe en sê, luister, wat is julle behoefte aan opleiding en goed? En dan kan ons nou, want ons is nou ons het almal klasse gegee, maar ons kan almal op daai vlak Ja. praat ook. Dan kan ons kurrikulum saamstel vir die ouens en sê, luister, afhangende van hoeveel hy al weet, hoe hanteer die kliënte en daai goed, want tussen ons het ons al daai kom ons sê boekkennis. Skills, ja. En as ons daai goed kombineer so met julle behoeftes en wat julle kliënte, want veral as jy hulle vra, wat vra kliënte vir julle? Sit die goed om in seilstok, jy weet, want daar's 'n rede hoekom Daar hulle rand en stop. sent. Ja, As jy klaar gepraat het, dan Ja. moet jy kyk, jy meet jouself aan hoeveel ek verkoop het. Ja. Ja. Beiers, Maar- iets anderste wat nou daarby aansluit wat ek net gou by jou wil hoor. En dit is julle, as jy nou jou totale, of jy dit nou wil uitdruk in geld of in volume, maak nou nie saak nie. Hoeveel van julle oes gaan elke jaar buiteland toe en hoeveel verkoop julle plaaslik? 85% binnelands, 15% oorsee. En as my grootste mark is Europa. Jy weet, die markte wat nou oopmaak vir ons is China en Rusland. Rusland is ook 'n goeie mark. So Ja. vir my, dis nou vir my spesifiek. Ek kan syfers, ons kan sawe syfers skryf vir ander ouens, maar ek weet baie van die ouens werk op 'n 50-50 basis. Ja. Maar die buiteland het hulle 'n bietjie gebyt in die laaste tyd ook, jy weet, die buitelandse mark is maar kwaai af gewees, maar die binnelandse mark hou nog. En weet jy, ek wil nou vir jou, ek wil net gou ietsie neerskryf waaroor ons praat. Ek het nou iets gesê het ook van bemarking of wat, jy weet, in Stellenbosch se totaal, jy weet hoeveel is al verkoop van Stellenbosch, hoeveel van Stellenbosch se wingerde is verkoop. En Suid-Afrikaanse wingerde het in die laaste 3 jaar met 25,000 hektaar verklein en hy's besig om nog af te gaan. En so een van die dae gaan dit 'n skaars artikel raak. So nee, ons is Beierskloof self is 85% binnelands. 15 oorsee. Maar Beiers, ek dink wat gaan gebeur as julle met die Grand Pinotage, né, as julle die beeld skep kry van wat hy is, gaan wat Pinotage aanbetref, dink ek gaan hulle die gebruik van ons wyn as loss leaders begin minder maak. Ek praat spesifiek van Pinotage. Sien, en dis waar die Cabernet ouens en daai ouens ook moet eintlik huis toe kom, sodat almal die hele bedryf kan inval daarbey. Want as jy daai beeld het wat ek en jy nou het, sê van Grand Pinotage, daar's geen manier wat jy nie daai prys sal betaal nie. En daar's geen manier wat jy hom in Tesco en daai plekke gaan gebruik as 'n loss leader nie, want jy kan nie, hy's te duur, jy weet. Maar op die oomblik, verskoon nou die term, omdat daar so min ouens in Engeland en Europa is wat besluit oor die grootste deel van ons wyn, gebruik hulle ons wyne eintlik as pispale. Jy weet? Absoluut. Nee, absoluut. Dit is vir my so tragies. En die ouens voor wie se deur ek dit net so gaan lê, is Wosa. Tussen my en jou. Ek dink so. As hulle werk behoorlik gedoen het, dan sou ons nie soveel loss leaders in daai supermarkte gehad het aan die ander kant nie. Nee, absoluut nie. Ek kyk nou gou na jy weet, jy het nou gepraat oor wyn se prys en die Grand Pinotage nou goed. Selfs ons supermarkte in Suid-Afrika is ook nog nie opgevoed nie. En dis waar want ek dink nou aan Woolies. Woolworths is ons nou die top ouens supposed to be.
'n vrou bel my Renay Groenewald. Sy is ook 'n wynmeester, maar sy werk namens Woolworths. Ek het nie eens geweet nie, sy bel my, sy sê, daai Grand Pinotage van julle, ek wil hê, vir die 100 jaar moet jy vir my daai 6 ouens kry, en dan moet jy laat hulle vir my 'n blend saam maak, en dan moet jy dit nou, ek sê nou, waarvoor gaan ons dit nou verkoop, my skatie? Sy sê nee, seker so R220 'n bottel. Ek sê van, is jy in die donder se 19s gebore? Weet jy wat kos 'n Grand Pinotage? Ja. Nou dink jy ooit, ek sal aan jou bottel en aan Woolworths, ek sê man, ek het daar 'n paar mooi woorde gesê, sê loop, sê weet jy die bottel verkoop nou al teen R1500 'n bottel? Ja. Nee, sê, hulle het nie 'n idee wat wyn kos en koop nie. Hulle het nog nooit op hulle eie 'n Woolworths ding gedoen om wyn te promoveer. Om die hoër prysklas wyne te promoveer vir hulle beste kliënte nie. Hulle neek net met 'n ding wat, as hulle 'n special kry, dan sit hulle die special op, want dit gee vir hulle, jy weet, kastige turnover. Hulle maak al die geld uit, maar dan nooit saam met ons beklei vir die, om die wynmark daar te kry, maar jy's reg. Dis een van die goed wat 'n ou moet navors en sê, hoe gaan ons as 'n geheel die bedryf bymekaar kry? Ek hulle wou op 'n stadium die 40 beste wyne van Suid-Afrika gekies het, maar die ou wat toe die sponsor is, toe kom sy wyn nie in nie. Toe verloor hy. Kan jy dit glo? Die ou wat die geld gee, en omdat hy nou, ek kan, sulke goed kan ek nie verstaan nie. Nie die ou wat die geld gegee het nie, maar ek meen, dat die ander ouens nie kan by mekaar kom en teenstaan en sê, man, ons het nie geld nodig. Ons wil net hierdie ding maak werk. Maar dis hoekom ek bly Pinotage het so ver gekom, en laat 'n ou 'n voorbeeld vir die ander ouens ook kan wees. Kyk, de Wetviljoen het in nou die dag toe ek nog gepraat het, 'n baie mooi woord. Te sê, as jy kyk hoeveel die Pinotage vereniging al ingesit het om daai sweet spot te kry. Wat hy noem dit die sweet spot van daai, dit is seker 'n term wat nou onder julle bekend is, waar al die goed wat saak maak regkom om 'n baie goeie wyn. Met ander woorde, dit is, kyk, jy kan in die natuurwetenskap kan jy mos optimiseer, maar in die ander kan ons net maksimeer, maar julle ouens kan optimize, jy weet, so julle optimize is baie naby aan 'n optimize van Pinotage. En dit is wat ander ouens nog, ek wil dit nou so sê, verskoon nou die term, maar ligjare gaan neem. Jy weet, hulle verstaan nie dat die kundigheid, die deel van inligting, die eksperimentering, al daai goed wat julle agter die Grand Pinotage al ingesit het, is nie 'n ding wat jy oornag doen nie. Dis wat is dit, 30 jaar, 30 jaar wat julle al... Nou, 30 jaar. Ja, jy weet wat julle daarmee besig is. 95 gestig. Maar jy weet, ons kry nou, laat meer die appelouwens en die peerouwens en die aardappelouwens kom nou na ons toe en vra, wat het julle gedoen om maar uit te kom? Ja. En dit is eenvoudig. En hulle vra my nou al meer oor, ek het die dag met 400 boere gepraat oor verskillende, nou die aardappelouwens my gevra. Verduidelik ons net, hoe het julle die brand gebou, die brand Pinotage? Sê ek, jy weet, julle vreet nog net van 'n plank, sê ek. En julle sit met 1000 van hierdie rooi, lekker aardappeltjies wat ek wil kry, maar kry dit nie. Julle voer dit seker uit of iets, jy weet, maar die ou sê, nee man, ons eet nie net van 'n plankie, sê ek, okay, maar ons gaan lekker gesels daaroor. Maar ons bedryf, dink ek, die ouens is miskien net te gehad om te sê, boys, dis wat ons vir die bedryf moet doen. Kom ons gebruik daai Wowza, byvoorbeeld. Kyk, Belinda doen ons jy het al van ontmoet, Belinda, wat ons bemarking doen. Ja, by Pinotage, Ja, en nou nooi Wowza al die assosiasies. Nou die dag hoor ek Wowza sê, maar die assosiasie wil nie vir ons help nie.
Ek dink by myself, is dit nie verkeerd nie. Die assosiasies doen sy eie ding vir sy variëteit. Maar Woza staan vir die hele ding daar. As iemand moet saamspan en hulle probeer nou die assosiasies mee. Ons het vir Woza vir hierdie Cape Wine, ek deel nou weer goed wat ek nie moet suur klink nie. Toe sê ons vir hulle soek borge vir Cape Wine. Toe sê ons nie, ons gaan vir julle ouens tafel toe. Ons het saam met hulle gesit. Daai ouens is die hoofborg van Cape Wine. Toe ons aansoek doen vir plek vir 'n stalletjie, toe sê hulle jammer, ons het nie veel. Luksel. Sulke goed. Wat jou sal. Dis 'n skreiende skande daai mense. Jy weet wat as ons so uitdrukking ou Johan de Villiers wat ons dekaan was. Hy is toevallig hy en my vrou is kleiniggie en kleinneef. Hy het altyd gesê ou wêreld se oordentlikheid. Bring 'n man aan ver. Hy's afsit. Ek het nou die dag met 'n youngster. Een van ons Grand Pinotage ouens uitgehou, want hy soek net geld die jaar. Toe sê hy maar, hy wil net met my WhatsApp of op e-pos praat, wat hy sê, I'm rude. Toe sê ek, there's a thin line between honest and rude. Very thin. And I wanted your winemaker to rub shoulders with these other 5. But now I've had it with you. Now I'm going to be honest. En toe gooi ek om my honest deel wat die ou wêreldse. Soms vir die ou sê Bokkerhof man. Jy weet, jy's af die pad. En soos ek nou voel is ek lus en bel Winpro se baas en sê, hoorie, al wat ek jou wil sê is, Woza is 'n fokkel. En ek wil stop daar. En jy moet dit reg kry. Anders en hulle gaan my nooit weer bel oor iets. Daar's een ouetjie. Die Afrika ouetjie het by ons gesit Banatomi gistermiddag en saam probeer 'n ding vir Pinotage opstel vir Afrika. Wat fantasties is. Ek meen, hy probeer. Jy weet, en hy is so ver voor die res van hulle. Hy sê daar om te staan en proe in 'n wingerd in Kalifornië en die foto's te post. Hy is hierso om te werk. En hy sê die ou wat hy opgelei het, die swart ou, is die ou van Amerika wat nou hierso kom krap. Hy sê, he's taking our lunch, boys. He's taking our lunch, sê hy net die hele tyd. So ons moet nou die land Suid-Afrika uit wegvat vir die Amerikaners. Jy weet, ek dink 'n ding wat die ouens ook altyd uit die oog uit verloor wanneer hulle veral groente en vrugte en daai goed met wyn wil. Jy weet, die ouens wat veral groente verander jy binne 'n seisoen. Wyn is 'n leeftyd. Vrugte is ook 'n lang pad as jy wil verander, jy weet, as jy hom wil heeltemal verander, as jy hom nou net wil anders en dan is dit weer van voor af, jy weet, al saag jy nou net die boom af en jy en 'n ander ding daar, dis 'n lang proses, jy weet. En ek dink dit is wat mense nie behoorlik waardeer van die wynbedryf nie. Jy weet, hierdie wynbedryf, of ons dit wil weet of nie, het begin met daai eerste stokkies daar in die 1600s. En daai akkumulasie van kennis van die omstandighede van twee totaal verskillende oseane, jy weet, die winde, die noord-suid, die weste son, die ooste son, jy weet, jy ken al daai goed. Die mense verstaan nie wat die inset van daai goed eintlik is nie. In elk geval. Beiers, hoe versprei julle wyn? Wat is of laat ek het so sê, hoe versprei dit en wat is op die oomblik julle grootste uitdagings wat sales en distribusie aanbetref? Ons is op die grootte wat ons is, het ons 'n verspreider. Maar 'n verspreider kom nou obviously nie verniet nie. Nee. Verspreiders is baie duur, so die Meridiums, die Winniemarks, die DGB's, hulle is duur. En dan kry ons die herverspreiders. So die herverspreiders kan, en dan kry jy kleiner verspreiders. Maar jy het basies 'n verspreider nodig. 'n Verspreider is, soos jy weet, hy kry net die produk in die mark.
Jy moet Ja, nog altyd die bemarking doen. Jy's nog altyd die ou wat gaan die wynproe doen, die kos en wyn aande gaan doen. Maar 'n verspreider doen baie goed om dit daar te hê. Vir ons is okay, dit belangrik om dit daar te hê. Ons doen self die bemarking. Ons gaan self Johannesburg doen die proe. Ons gaan P toe doen die proe. So dis die okay. basiese ding. Die klein ouetjie sal sy eie Hmm. ding doen. Hy sal byvoorbeeld, ek vat nou byvoorbeeld vir Barto Eksteen van Barto Eksteen wyne op in hemel en aarde. Hy's baie klein. So Ja, hy sal alles versend, ook maar met Imperial of wie of wat ook al, of ja, ouens wat 'n naam het. Hy laai dit op en laai dit af by die ou by die huis en hy faktureer hom en hy vra hom R3 'n bottel om dit by die huis af te laai. okay. Ons stuur dit na daai verspreider toe en hy vir die groothandel en sekere winkels en goed versprei uit. Die direkte verkope, al die plase het direkte verkope deesdae ook online. Nou Okay, as ons die online gedeelte kan vergroot in Suid-Afrika, ja, gaan dit vir die primêre produsent baie beteken, want dit is soos 'n verkoop in jou proelokaal. op site, ja. So jy kan 'n knoppie druk en sê ek soek 6 bottel diesel, ek wil dit afgelaai met dit en jy verwerk Ja. gou die koste en jy stuur dit vir hom. Want mense Okay. raak al meer gemaklik en dit is vir hom makliker om as hy vanaand by die huis kom gou te sit, ek wil Beierskloof koop en ek druk 'n paar knoppies en ek betaal en is so. Maar ons ouens is nog altyd verspreiders. Ja, ek self koop meeste van my wyne al aanlyn aan, jy weet. As ek want dis vir my is vir my net die maklikste, jy weet, want die ouens kom laai dit by jou deur af, jy weet, en dit is so. Maar ek het nou lanklaas en ek het gedog ek gaan aftree. Ek is nou in my 9de jaar na in aftrede al. Maar ek sê ek het nou al soveel publikasies gepubliseer, jy weet, en eintlik wil ek vir die jongspan na my, jy weet, 'n ding skep wat hulle, want ek kan net nie verstaan dat in die hart van Stellenbosch is daar nie 'n instituut wat wêreldklas navorsing doen oor wyn nie. Dit is okay, ek sal jou eendag as ons bymekaar Was daar nie sprake gewees so 10 jaar terug of 15 dat daar so iets sou gebeur het, maar dit het nooit gebeur nie. Ja, ja, wag, ek gaan nou nie die naam noem nie, maar ek sê die detail. Maar dit is ek het dit te probeer. Ek het dit probeer en hulle het my, maar dit is nie, die bedryf is mal daaroor. Ek het almal weet, ou Duimpie nog voor sy dood het hy my eendag genooi sê, luister, jy moet asseblief daai ding weer aan die gang kry. En dit is hoekom ek nou weer probeer het en nou werk dit, jy weet, want ek het nou die ouens koop oral in. Ek is baie bly daaroor. Ons het nou Dani Brink by landbou en die ouens nogal baie positief sal wees. Ja, jy weet ek ken Dani al baie goed want my vrou sy vrou gehelp hom weet al daai speelskole om goed aan die gang te kry en so aan. En ons ken hulle nou al van dit ek op Stellenbosch gekom het, jy weet dit en hy so decent ou, jy weet, jy kan baie. Ek het baie respek vir hom. Nee, en Stan du Plessis het vir ons ek sê vir jou is nou privaatesklik vir jou die bedrag opnoem wat hy gesê het, boys, julle moet gou maak want as ek weg is kan julle nie daai geld kry daai ding dat ons daai geld vir julle parkeer, weet omdat ons 'n beginfonds het. So nee, dis baie positief wat ons nou kry. Jy weet, want die ouens besef kyk ons het vir ons gesê ons gaan iets doen selfs as daar byvoorbeeld 'n arbeidsprobleem is, wat baie plase het, trek die ouens van bedryfsielkunde wat en die ouens van arbeidsreg, jy weet, dit is ons voordeel, en die ouens sal inkom en sê, kom ons gaan kyk na daai probleem, ons probeer die ding afkry. Jy gee vir die ouens die oplossing en ons publiseer die goed waarever, weet, vir jou rekening, jy weet, of weet vir die universiteit se navorsingsrekening, jy weet, en daar kry jy hulle geld voor. So daar's soveel pluspunte, jy weet, jy kan lyste van die goed maak, jy weet. En jou wynbesigheid, daar is nie 'n ding wat ons nie sal kan. Ons het die logistieke ouens, ons het daai klomp breed ingenieurs daar aan die ander kant, jy weet. Daai ouens los vir jou enige ding op, jy weet. So ek net gou 'n bietjie kyk.
Uh Beiers, wat is julle grootste koste item? Wat is die ding wat julle die meeste geld kos? Ek moet nou mooi gaan sit en dink daaroor, maar ek sal sê die enigste komponent wat die grootste geld kos op die stadium Hmm, is ek seker is verspreiding. okay. Want ja, as jy ons totale inkomste uit wyn uitvat, is dit tussen 30 en 40% wat jy betaal vir verspreiding. Luxe. So Ja. sê, kom ons sê, ons het 'n turnover van 1 miljoen, Hmm, dan gaan jy R400,000 betaal vir tussen R300,000 en R400,000 vir verspreiding. ja. Dis die grootste enkele bedrag. Hmm, Basies die ander goed pas maar in soos 'n normale as jy ekonomie ken, want ek is nou nie hmm, groot ekonomiese ou nie, maar ek kan jou 'n afbreek laat kry hmm, van ons wat die hmm, meeste kos. Arbeid is nie so duur nie. Ek dink ons arbeid op die stadium is maar 20-25% hmm, van ons totale turnover. hmm. Maar die grootste sal dit wees. Ons probeer ons bemarking hou ons op 10%. Ja. Ons ongeaf of ons wat se turnover ons ook al het, is nou 100 miljoen, is dit 150. Ons probeer ons beste wins wat ons nog gewys het was in COVID, Aha. omdat ons geen bemarkingsbudget gehad het. Ja. Want jy mag nie gespandeer het nie. Ja. En die supermarke en daai ouens, hulle hou 'n advertensie in die jy sal sien, dan kom maar miskien 'n Beierskloof bottel verby. Dan kry jy 'n rekening van 300 of 400,000 rand na 2-3 maande, dan vra jy waarvoor, sê al die bemarking wat ons vir julle gedoen het. Ja. So, dit is fantasties, maar julle het nooit gedeel met ons. Ja. So jy kry baie klappe van daai ouens wat behalwe die 32% wat hulle vra, skuif dit soms na 40% toe as gevolg van die 5% ekstra vir bemarking en Ja. so. Nou kan eintlik nie sonde dit. Ek het al baie Nee. probeer sê, manne, laat ons net ons eie ding op die been bring, maar dan Ja. is dit nog 'n monster wat jy moet bestuur nie. Maar kyk, ek dink wat jy aan die begin genoem het, as jy nou kyk, die tyd is nou ryp om behalwe jou Grand Cruise, jy weet, begin kom ons noem dit ander ligas. Hy wil nou nie eerste, tweede en derde, maar hy het ander name net daaraan sit. Ek dink Nee, daai natuurlijk. ding gaan 'n ongelooflike belangrike rol wees om Pinotage se veral plaaslik, die plaaslike verbruik van daai ding. En nou sê okay, ek kan nie diesel bekostig nie, maar ek kan een keer 'n maand kan ek weet Anna, sê, die diesel se dogter of seun drink, jy weet. ja, sê nou argument sal, dis presies wat jy sê. Jy het nou die Grand Pinotage bo Ja. en 'n plaas word gekategoriseer dan. 'n second growth, 'n third, 'n fourth growth. Want as gevolg van daai top 5 plase wat die first growth is die 4de en 5de groeis nou al fantastiese wyne. En sommige ouens Wyne, ja. vergelyk nou sekere van daai wyne is beter as die first growth, verstaan jy? En nou het hulle pryse ook opgegaan. En Ja. jy's heeltemal reg, Nick, dat jy sal opsuig inkry. Ja. Ons het die diesel is die hoogste, dan is dit die Creekbolt, dan is dit ander se Winemakers Reserve wat hy maak. Ja. So almal hak by mekaar. Ja. So Nee, ek het dit al opgetel in julle wyne, jy weet wat ek het soos ek sê, ek was nou onlangs 2 keer daar met mense, toe het ons so 'n bietjie gedrink, jy weet, van die 1 of 2 van die verskillende goed. En daai goed wat daar bokant jou gewone bottel uitgaan is 'n ander klas, jy weet, jy proom. Die proom as definitief verskil. Kyk, daar moet 'n verskil wees. As jy Ja. Nee. As jy vir my die wit etiket gee en ek sit 'n swart etiket en ek verkoop hom vir R250, dit werk nie. Die publiek is baie slimmer as dit. Hy gaan vir jou sê, nee boeta, jy verneek my nou, maar ons het 'n beginsel van, ons het so 190 hektaar, waarvan 140 geplant is. So alles wat van ons plase afkom, gaan in die Stellenbosch reeks in.
En hulle is almal begin by R200 op. Okay. Jy weet, Praat daarvan, so is julle totale wingerd is 190 hektaar. ons het 190 hektaar nou. Jy weet, soos drywe minder en minder raak, dink ek heeltyd daaraan om miskien maar nog 'n 50 by te koop, want jy kan nou in Botterry heuwels, kan jy verskriklike goeie grond koop vir billik. Maar dan moet jy altyd onthou nog, jy moet daai 500.000 hektaar uithaal om te plant. Ja, jy moet hom van vooraf. Ja, en jy kry nie geld dadelik uit nie. Ons is in 'n sekere sin, ons het Kriekbult gekoop in 18. En ek weet Kanonkop het Kriekbult verkoop vir R750.000 in 1984. Ja. So ons het nou nie daai ding gehad nie, maar Kriekbult, omdat ons die handelsmerke het en die diesels en die 5s en daai goed, is dit baie makliker om daai plaas skoon te kry van sy las af. Ja. Omdat jy klaar die mark vir daai drywe en wyn. Jy kan hom van die Pinotage Reserve wat R250 'n bottel is, tot die Synergy wat R160 'n bottel nou is. Jy kan hulle daar insit en dit is alles goed wat nog groei. So om dit af te betaal is baie vinnig. Okay. So julle totale aantal is 190 en dan waarvan 140 geplant is. 140 is aangeplant, okay. En ons het nou nog so 30-40 hektaar wat ons self kan ontwikkel. Okay. Op ons eie gronde. Ja, dis nogal interessant. Okay, weet jy die enigste ander ding wat dan oorbly wat ek net 'n bietjie oor wil gesels is ek weet ons het nou gepraat in die begin oor hierdie NFTs en blockchain en so aan. Die toekoms van hierdie sogenaamde digitisasie van goed, jy weet, soos hierdie blockchains en goed. Ek tel by die aanhouers op, ek het toe ek met Berto en Gideon van Sail gepraat het, hulle sê vir my aan die produksiekant, jy weet, in ander woorde die agterkant, sien hulle nogal heelwat toepassing van hierdie nuwe tegnologie, jy weet, dit help hulle, maar vorentoe hulle is in dieselfde waama as al die ander mense wat hierdie goed aanbetref. Is dit jou siening ook, dat tegnologie gaan, dis waar jy op die oomblik die grootste toepassingsmoontlikhede sien daarvoor? Praat jy nou van die blockchain en daai goed, of praat jy Ja, en jy weet, en om prosesse te reguleer en verseker te maak, daar en maar jy in 'n sekere mate ook by jou logistiek, jy weet, om Ek dink in logistiek, wynverkope, daai goed is tegnologie kan 'n ou nog baie opskerp, ek is seker daarvan. Jy kry, as jy nou dink ek is tegnologies afgeskakel. Maar die ouens by ons wat die eintlike werk doen, die ouens wat die verkope doen, wat daai tipe van doen, hulle moet tegnologies 100% afgeskakel wees, En hulle werk met verkope en dinge. Hulle moet knoppies kan druk en sê, o ja, jy wou 6 botteltjies diesel, jy het nou 'n kaart die neergestaan, het gedruk, dis klaar by jou huis. Dis tipe van daar. In die wingerde is dit mos maar die ou proses. Jy moet navorsing doen voordat jy kan by 'n ding uitkom, maar ek stem saam met jou. As jy die kaartjie die plakkertjie wat op die wyn is, moet jy ook net kan scan. Of jy moet wat noem maar die ding wat op die wyn is, kan scan en dan moet jy die hele profiel van daai wyn kan sien eintlik. Ek dink dis waar ons praat al jare daaroor. Jy het wat noem maar daai merk wat jy het, amper soos 'n watermerk. En jy moet jou selfoon kan vat. As ek nou by Berto uitkom en ek het sy Alto, whatever, en ek vertel die bottel op, moet ek hom scan, en dan moet ek weet, moet hy sy wyn gemaak, wat se blok is dit, waar kom dit vanaf? Inligtingsgewys is ons miskien 'n bietjie agter nog. Maar goed is klaar daar. Maar ons gebruik dit nie. Ons moet dit baie meer gebruik. Ek kyk vir Belinda byvoorbeeld, sy sal, as sy 'n bottel kry, sal sy dadelik daai ding scan,
Dan draai sy dit om en sien ek, nee, maar sy is nou in die kelder by daai mense. Sy kan sien wat in die wyn aangaan. Sy het baie meer as wat ek oor dit het. Ek sluk die ding. Dan sê ek, nee, hy's bloody nice. Ek sal hom koop. Sy scan en dan weet sy wat aangaan in die wyn. So ons het baie meer daai tipe van goed, selfs in die proelokaal, as hy ou proe. En my manne weet wat hy elke wyn aangaan, dan kan vir hom verduidelik, maar as die ou meer wil, en hy wil van appelmelksuur weet, en hulle sê, maar ons weet nie, dan scan jy en sê, dit behoort alles daar te wees. Ja. Ons wil meer inligting oordra op 'n makliker manier vir mense. Okay, nee, ek dink dis 'n baie geldige punt, want jy sien, jou Sabes goed rekord wat jy het, is al klaar, gaan 'n pad, maar jy weet, ek het gevind, julle is blykbaar beperk oor wat julle op QR codes kan sit, jy kan net gesondheidsaspekte daarop sit, jy weet. Is dit, ek het dit nie geweet nie. Ja, dit is as jy kyk, daai QR codes wat daar is, dan sê vir hoeveel suiker, hoeveel dit, hoeveel dat, jy kan nie daar byvoorbeeld sê, gaan na ons website toe nie, en sulke tipe van goed nie, en ek dink, dis 'n ding wat julle ouens moet kyk of julle nie op 'n manier, iewers op daai ding gaan jy in elk geval die website kan kry, maar as jy hom kan kry, dat jy hom net kan klik met jou foon, dat jy onmiddellik dat hy oopmaak op julle website, jy weet, dan kan hy alles sien wat daar by julle aangaan. Maar bijvoorbeeld selfs met jou 2 kodes bo op jou cap, net vir jou Sabes, daai goed het ek gevind, ek kan dit, die enigste nie wat ek het kan, ek moet dit in die rekenaar insit, jy weet, ek moet op Sabes se site gaan en dan die 2 goed daar invoer, dan kry ek 'n hele rundown van, jy weet, wat daar is en wat alles daarin is en wanneer is dit gemaak en so, dis goeie inligting daai, jy weet, en ek dink, dis ook 'n ding wat in die buiteland totaal onderbemark word. En Woza, weer eens, dis hulle skuld. Hulle is veronderstel om vir die wêreld te sê, as jy wil weet wat in daai bottel is, vat daai 2 kodes, dan gaan kyk op 'n rekenaar. En niemand weet dit nie. Niemand, toe ons nou dag vir Frans, die Franse weet nie eens daarvan nie. En dan gaan heelwat van ons wyn op tog so intoe, jy weet, in dele van hulle, en baie België toe en so en ook. Hulle het nie 'n benul van daai goed nie. Niemand kan weet dit nie. Kyk, veral as jy aan groot ouens verkoop, soos sou koop by my 'n groot klomp wyne mark of my Namibiese mark of whatever. Hulle moet dit weet en hulle moet dit kan gebruik tot hulle voordeel. Dit sal nog beter wees as 'n ou app kan ontwikkel dat jy dit net hou teen die bottel en dan sien jy al daai data op jou selfoon. Presies. Hoekom doen Woza nie dit nie? Ja, presies, dis 'n vraag. Kom spandeer al die geld om sulke goed te ontwikkel. Vir ons bedryf, dat die buitelanders beter kan verstaan wat gaan aan in 'n Suid-Afrikaanse bottel wyn. So ek sal baie graag op 'n QR-code wil dit net druk en dan kry ek al die inligting oor die plaas. Absoluut. Dit is vir my website te moet gaan of na. Ja, want dit, kyk, almal het 'n foon by hom vandag. En die youngsters, ek haat die ding eintlik tot 'n mate, want hy pla my baie, maar die grootste gedeelte van die volgende generasies, of almal van hulle, dis waarvan hulle elke dag leef. Jy weet, ek het hulle leer daarvan, hulle leer wees daarvan. Jy weet, ons is nou besig met 'n projek wat ons verstaan het sessies van die plase af. 'n sekere bedrag gaan bewillig. Ons het nou maar met 10 begin. Ons wil so R30,000 'n jaar vir hulle gee, maar van dan het 6 tot matriek. Net om te kyk, wat se invloed het hierdie geld op die kinders, wat eintlik niks geld het nie. So jy kan nou vir hom 'n komputer koop, jy kan vir hom 'n behoorlike selfoon koop, jy kan nou vir hom uit die R30,000 'n jaar baie goed aanskaf, ekstra boeke. Maar jy weet, ek het nou 'n ouetjie wat ons nou aangestel in die proelokaal. Hy stuur vir my op die selfoon goed. Wat ek dink, wat die hel het die ou die triek geleer. En ek is nou, as ons in die bemarking van ons eie personeel meer belê, dan ons gaan nou 'n bemarkingspos oop het, en ek het nou die dag vir die ouens gesê, ons gaan nie verder kyk as hierdie ouens in ons proelokaal. Ek soek nie 'n ou van buite wat op universiteit was of whatever. Ek wil hierdie man van my, wil ek daar kry. Jy weet, al moet hy deeltyds verder gaan leer. Ek wil nie
Ja, verstaan my goed, ek wil nie die oorseese student ja. of ons studente wat by US geleer het of by Elsenburg Nee, weerhou van 'n werk, maar ek wil hê my kinders wat op die plaas groot geraak het, tussen die ja, wingerde, wat hulle is die ouetjies wat moet die wingerd bou poste vul en hulle moet 'n goeie salaris kry vir dit, jy weet. So ons kyk, en dis ook 'n ding wat ons kan navorsing opdoen. ja, Ons moet nee, dit beiers ons gaan nog lekker gesels oor daai goed. Maar weet jy daai ding wat jy nou sê, weet 'n mens moet onthou die emosionele verbintenis wat die ouens het wat jy nou van praat, jou eie mense. Daai goed kan nie in geldterme gereken word nie. En daai ouens kan 'n storie vertel oor 'n plaas soos geen ander mens dit ooit kan vertel nie. Dit is net so. jy weet hulle bou absolute respek op by die algemene ou, want die algemene ou, ek wil nie altyd as ek oor see gaan die wynmaker sien nie, want ek weet hoe besig hy is. Ja, Ek weet hoeveel ander goed het hy. Ek sê gee eerder vir my die assistent. En vir hom kan ek sê wat ek wil weet. Die ander ou moet jy saam loop want hy doen dit. En as ek mense deurvat dan sê ek hoor julle moet heeltemal relax wees. As jy nie wil nie, dan sê jy vir my. Want ek weet hoe voel ek as ek oor see is. Ja. Die assistent is vir my lekkerder as die myn ou. Want ek kan vir hom meer vra en hy antwoord wat die ander ou gaan goed weerhou van my af. Want hy weet ek gaan nie daai inligting vir hom gee nie. Maar die assistent doen alles. Jy weet so. Dis baie waar. Dis baie waar. Beiers, luister, baie dankie. Jy het nou vir my baie tyd afgestaan. Ek waardeer dit. Dit is vir altyd ongelooflik lekker om met jou te praat. Ek is so jammer ek het ons mekaar so min gesien die laaste paar jaar, maar ek is so deur 'n paar lelike dips in my lewe, maar ek is nou weer heeltemal aan die gang. Ja, nee, wat ek is bly, maar ons kan meer gereeld maar net 'n oggend by mekaar kom en eet 'n ontbytie en ons skryf vir Debet en Abri of wat ook al, ons kry nog bietjie en ons praat oor iets of ons drink net wyn, dis al. Maak nie saak. Ja, want kyk, ons gaan nou as ons hierdie net hierdie formaliteite by die universiteit van die instituut afgehandel het, gaan ons definitief baie met julle ouens skakel, want soos ek gesê het, julle moet vir ons die insette gee wat julle dink. Ons wil nie teoretiese klomp goed gaan sit en opdes in daai tipe van, want selfs hierdie ding wat ek jou sê oor die Grand Pinotage en die ding is, ek wil hê ander cultivars moet kan leer daarby. Jy weet, natuurlik. Suid-Afrika moet leer daarby. As ons Grand Pinotage het en ons het Grand Cabernet en Grand Shiraz van Suid-Afrika, dink net ouens sê hier is die klassie, dit gaan dadelik Suid-Afrika optrek, maar ek hou van die idee dat julle wil begin navorsing doen oor Burgundy jy weet se klassifikasies en Bordeaux. Dat 'n ou dit kan sien fisies. Wanneer was dit? Want hierdie Grand Pinotage is die eerste klassifikasie vir Suid-Afrika. Ja. Daar was nog nie klassifikasie. Nee, ek dink ek praat onder korreksie, maar ek dink amper daar is, ek weet nie waar in enige ander land behalwe Frankryk iets bestaan in klassifikasie nie. Weet jy wat hulle doen? Hulle doen in Italië, dink ek, as jy 'n sekere stuk grond het, dan word die klassifikasie aan die grond gekoppel. So alles wat op baie stuk grond is soort van 'n klassifikasie. Maar hulle is nie, dis maar net elke area het sulke gronddele wat soort van 'n naam het, maar dit lyk my nie dis eenvormige ding. Dis maar die ouens het self gesê. Hierdie stukkie grond van my is my Grand Cru en te hel met die res van die ouens. Ek maak dit en ek vra jou 'n halse klomp geld daarvoor. Maar ek dink dit sal vir my fantasties wees as ons kan begin deur te sien hoe daai ouens daar uitgekom. Want toe die ou nou die dag as 'n Cabernet ou vir my daai vraag vra, toe sê ek man, met moeite het ons uitgekom waar ons nou is. En eintlik moet Suid-Afrika dankie te sê, laat ons nou 'n klassifikasie het en dit word in die geskiedenisboeke ingeskryf word. Ons hou dit nou
ons het die dag en datum, alles in die assosiasie. Hy het mos Ja. hy tyd span. Wat baie Ja. lekker is dat jy 'n datum het, dat jy weet die eerste kruising was 17 November. Die Pinotage Assosiasie is November 95. Die Dis Grand reg. Pinotage is daai dag. Dis alles Ja. goed wat uiteindelik vir die Pinotage youngsters baie gaan beteken. Nee, absoluut. Maniek, Absoluut. dankie. Ek waardeer dit. Ons kom weer by mekaar. Yes, Ek baie het 'n ander dankie. afspraakjie gehou nou. Die manne staan hier buite. Okay. Mooi naweek Sterkte. vir jou hoor. Selfde vir jou ook. Ek hoop die Voorspoed. Stormers wen. Ek hoop die Stormers wen. Dis môre aand dis vanaand 9:30. Ja. Maar ek het ook so 'n teams ding, 'n teams wynprooi onderuit ons kelder uit met Caprio se mense. O ja, met die maties. Weet jy met wie? Ek het met die matie ou studente in die wêreld. Het ek 'n Ja. proef vanaand. Okay. So die Okay. matie se ou studente is baie aktief met wyn hoor. Ja. Hulle het almal hulle tande gesny op Tassenberg. Dit is almal Okay, maar tot dan hoor. Sterkte. Lekker dag Dankie. verder. Ek weet nie om dit af te sit, ek sal die golf Klaar. goed gaan.